Baie welkom aan julle almal. Mag die Here julle almal ryklik seën vanmôre. Ons is bietjie minder as gewoonlik, maar elkeen wat hier is kosbaar. Kom ons word stil met Psalm 121. Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie en hy slaap nie. Die Here beskerm jou. Die Here bewaar jou van alle gevaar. Gemeente van Carletonville, die Here groet elkeen van julle vanmôre. En hy skenk aan julle sy genade, barmhartigheid en vrede en hy doen dit in oorvloed. Amen. So kom ons buig het ons hoofde voordat ons lees uit Johannes 3 van vers 1 tot 21. Hemelse Vader, ons staan vanmôre voor U in blydskap, in verwondering, en dalk so 'n bietjie met bekommernis, en sommige dalk met hartseer, ook vanmôre hier voor U. Here, ons is baie mense en nie elkeen van ons is hier vanmôre wat dieselfde voel nie. Maar Here, dankie dat ons almal hier by mekaar is. En dankie dat almal gekom het hier om in U teenwoordigheid te wees vanmôre. Sodat ons weer kan hoor wat U vir ons vra, wat U vir ons kom leer deur die woord. Vader, baie dankie dat ons vir 'n oomblik in ons dag kan stil word en net kan sê, Here, leef in my. Here, praat met my. Here, sien my raak ook in my nood of in my angs, maar Here, sien my ook raak as daar dalk blydskap in my hart is. Dankie, Here, vir die woord. En dankie dat ons saam die woord kan lees vanmôre. Dankie dat ons met vrymoedigheid dit kan oopmaak en dit kan deel met mekaar. En daar is my gebed ook, Gees van God, dat U vanmôre sal kom en ons elkeen sal aanraak. Maak nie saak wat ons gemoedstoestand is, maak nie saak hoe ons waar ons in ons emosionele lewe is nie, maar Here, kom raak U ons elkeen vanmôre aan. U het die woord vir ons gereed gemaak. U het ook ons harte in die week wat verby is alreeds voorberei. En daar is my gebed, Here, dat U sal kom en dat U ook vanmôre die woord op vrugbare grond sal laat val. Ek vra ook dat U sal kom, Gees van God, en dat U my sal oordek, dat die woord wat vanmôre gebring word nie my woorde is nie. Maar Here, hoe U wil hê ons moet verstaan wat U vir ons laat opteken het in die woord. Wat U geïnspireer het, sodat mense dit kon opteken. En gebruik my vanmôre net as die spreekbuis. Dit bid ek in Jesus naam. Amen. Johannes 3 van vers 1 tot 21. En ons gaan spesifiek stilstaan by 1 tot 17, maar ons gaan die hele gedeelte lees, dat die mens net die konteks kry. Daar was 'n man met die naam van Nikodemus. Hy het aan die party van die Fariseërs behoort en was 'n lid van die Joodse Raad. Een nag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat U 'n leermeester is wat van God afgekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat U doen, as God nie by hom is nie. En daarop sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En Nikodemus vra hom toe, hoe kan 'n mens gebore word as hy 'n ou man is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie. Jesus het geantwoord, dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is mens, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie verbaas wees
dat ek vir jou gesê het, jy moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waarheen hy gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die Gees gebore is. Nikodemus vra hom toe, maar hoe is dit moontlik? En Jesus antwoord hom, jy is die bekende leermeester van Israel en jy verstaan dit nie? Dit verseker ek jou, ons praat oor wat ons weet en ons getuig oor wat ons gesien het en tog aanvaar jy dit nie ons getuienis nie. Ek het julle van die aardse dinge vertel en julle glo dit nie. Hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? Niemand op die aarde was al in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel gekom het, naamlik die Seun van die mens. Moses het 'n slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit en so met die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat aan hom glo die ewige lewe kan hê. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste Seun gegee het, sodat die wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie in hom glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie. En so kom die skeiding. Die lig het na die wêreld toe gekom, en tog het die mens eerder die duisternis as die lig lief gehad. Want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig, en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk, dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. Ons lees net tot daar. Ons skryf verskillende literatuur in die Bybel. Ons skryf verskillende style waarin daar geskryf word. Ons kry die psalms, wat mooi gedigte en liede is. Ons kry die klaagliede, wat die uitdrukking is van 'n mens se hart, wanneer hy deur pyn en swaar kry gaan. Ons kry die prediker, wat vir ons kom leer, wat ons moet weet en hoe ons moet leef en hoe ons moet optree. Ons kry geskiedenisverhale, wat vir ons vertel van die geskiedenis en wat gebeur het in die tyd waarin die Bybel afgespeel het. En dan kry jy mens ook die briewe en die evangelies in die Nuwe Testament. En in Jesus se optrede verkry jy mens ook, jy kry sy gelykenisse, jy kry die wonderverhale. En dan kry jy 'n geleentheid soos hierdie, 'n gedeelte soos hierdie, waar Jesus iets vir ons kom leer oor die koninkryk. Iets kom leer oor onsself. Kom leer dat wanneer ons leef as kinders van die Here op hierdie wêreld, daar tye in ons lewe kom, of daar veral een tyd in ons lewe kom, waar die Here ons lewe wil omkeer, waar hy ons wil omdop en vir ons iets nuut kom leer. Nikodemus was 'n bekende geleerde, 'n bekende geleerde, 'n bekende leraar, rabbi gewees. Hy het die skrif geken, hy het die Bybel geken, hy het geweet en verstaan wat die Here vir hom sê. Soveel so dat hy ander mense kon leer, dat hy vir ander mense hierdie kennis kon oordra. En tog, in hierdie oomblik, as hy by Jesus kom, dan kom staan hy eintlik met sy leë hande voor die Here. Hy kom staan in leegheid voor die Here en sê vir die Here, maar ek verstaan nie. Ek verstaan nie. Sê vir my, hoe kan ek deel kry aan die ewige lewe? Hoe kan dit my deel word? En dan wil ek amper sê, dan kom bul die Here hom uit. En hy sê vir hom, jy moet opnuut gebore word.
En Nicodemus verstaan dit nog nie. Johannes' skryfstyl is vir my baie humoristies in 'n sekere sin. As 'n mens na sekere gedeeltes gaan kyk, vroeg daar in Johannes 1, dan skryf Johannes en dan vra hy eintlik Johannes, dan kom die mense by Johannes en dan sê hy vir Johannes, wie is jy? En dan sê hy vir wie hulle is. Hy sê vir hulle, hy is nie 'n profeet nie. Hulle dink hy is 'n profeet, maar hy sê nie, hy is nie. En dan is daar so 'n oomblik van misverstand wat daar plaasvind. Kom jy in Johannes 3, hier waar ons nou is, kry jy weer so 'n misverstand, waar Jesus vir Nicodemus iets leer, en dan is dit asof Nicodemus nie verstaan nie. Moet ek dan nou weer gebore word? Moet ek weer in die moederskoot ingaan? Moet ek weer, dit is ek die beeld wat ek nou wil gewys het vir die kinders, is die die lewensiklus van 'n skoenlapper, nee, van 'n eier wat dan verander hy in 'n wurm, en dan word die wurm verander weer in 'n skoenlapper. Moet ek weer in die moederskoot ingaan? Moet ek weer gebore word? En dan sê Jesus vir hom, nee, jy verstaan my verkeerd. Net in die volgende hoofstuk in Johannes 4, kom Jesus by die vrou by die put, en dan sê hy vir haar, geef my water. Nou, Samaritaanse vrou, Joodse man, dit werk nie altyd lekker nie. En dan vra sy vir hom, dink jy ek is nou jou skiewie, dat ek nou vir jou moet water gee? Dan sê hy vir haar, as jy geweet het wie met jou praat, so jy vir my gevra het om vir jou water te gee. En dan kan ek amper haar gesig sien, dan kyk sy so na hom toe, sê vir hom, jy het nie eens 'n skepting nie, man. Hoe wil jy nou vir my water gee? So, mense moet so partykeer die Bybel ook so net so bietjie in 'n ander lig lees. Sien daai humoristiese oomblik daarin raak. Dat sy vir Jesus sê, maar jy het nie eens 'n skepting nie. As jy hier by die put wil kom water skep, die water is daaronder, is nie 'n kraan wie kan oopdraai en sommer net jou hand voorsit nie. Jy moet water skep daaronder uit die put uit. En dan sê hy vir jou, maar jy verstaan verkeerd. Ek is die lewende water. So kan jy deur Johannes gaan kyk, daar's 'n paar sulke momente waar Johannes eintlik amper half hierdie humoristiese kant na vore bring. Nicodemus, 'n man wat mens kan sê wat alles het, maar wat nie die lewe het nie. Hy is 'n geleerde, hy is gerespekteer, hy is deel van die Fariseërs, hy is 'n man met aansien, 'n man met status, 'n man met plek in die wêreld, maar tog kom hy by Jesus en hy sê vir Jesus, wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? En daardie oomblik wat hy Jesus ontmoet en wat hy met Jesus hoor praat, besef hy daar is 'n leegheid in sy lewe, daar is iets in sy lewe wat weg is. En hy is honger, wat ons nou gesing het, hy is honger en dors na dit. Ek weet nie of dit al met julle in julle lewe gebeur het, maar toe ek tot geloof gekom het, was ek maar bietjie, ek het al vir julle vertel, was maar bietjie 'n stout seun gewees van die Here. Ek het vir my ouers gesê, nee, ek stel niks belang in die kerk nie. Maar ek het vriende gehad wat baie lief was vir my. En my genooi het na 'n koffiekamer, en toe ek daar kom die eerste keer, toe besef ek, maar hierdie vriende van my, het iets wat ek nie het nie. En nie in 'n lelike sin nie, in 'n mooi sin, ek was jaloers, omdat ek nie dit gehad het nie. Ek wou dit ook gehad het. Ek het gesien, daar's iets in hulle wat anders is, wat hulle self anders maak, en ek het dit nie. En dis iets hiervan wat ons moes raak sien in Nicodemus se lewe. Hy kom by Jesus in aanraking, hy hoor Jesus se prediking, hy sien die genesings wat Jesus doen, en dan kom hy in sy binneste en hy sê, ek mis iets. Ek kort iets. En dan kom hierdie man in die middel van die nag, ons weet nie of die middel van die nag was, maar hy kom iewers deur die nag, kom hy na Jesus toe en hy sê vir Jesus, ek kort iets. Nou, daar's baie redes hoekom Nicodemus in die nag sou kom. Die Fariseërs was besig om planne te maak om Jesus dood te maak. So as hy as 'n Fariseer by Jesus sou kom in die openbaar en vir Jesus hierdie vraag sou vra, sou die res van die Fariseërs maar bietjie snaaks
na hom gekyk het. En daarom kies hy die nag, want in die nag, as dit donker is, dan sien mense nou nie so mooi nie, en hy kan ook dalk nog met 'n mantel of iets wat hy oor sy kop hang, kan hy dalk nog kom by Jesus sonder die mense erken en sien wie hy is. En dan kom hy met hierdie belangrike vraag. Hoe kan ek die ewige lewe kry? Jesus antwoord hom, jy moet weergebore word, uit water en die gees. Nou, ons het mekaar gesê, Nicodemus was 'n fariseer, hy het die woord geken, en hy was ook 'n leermeester van die woord. Watter woord was dit? Dit was die Ou Testament, nee. Die profete, die wet, Moses, die geskiedenis, die Pentateeg, die eerste 5 boeke van die Bybel, dit het hy geken, dit is wat hy geleer het vir sy volgelinge. As Jesus hierdie woorde vir hom sê, jy moet uit water en gees gebore word, sou daar 'n liggie aangegaan het in Nicodemus se kop. En hy sou onmiddellik die woorde van die profeet Esegiel gehoor het. Esegiel 36, van vers 25 af, sou hy in sy gedagtes gehoor het. En wat sê Esegiel 36, vers 25 vir ons? So 'n mooi gedeelte. Ek sal reinigingswater oor julle uitgooi, sodat julle rein kan word. Ek sal julle reinig van al julle onreinheid en van al julle afgoderry. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit jou liggaam uithaal en julle 'n hart van vleis gee. Ek sal my gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens die voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. Julle sal in die land woon wat ek aan julle voorvaders gegee het. Onmiddellik, as Jesus hierdie woorde sê, julle sal uit water en gees gebore word, sou die belofte van Esegiel sou in sy gedagtes opkom. Want die Here het beloof, dis hoe ek julle gaan skoonmaak. Ek gaan reinigingswater oor julle gooi, sodat julle kan rein word, en hierdie wys op die rituele reinigingshandel, wat die gelowiges van daardie tyd, die Jode, moes deurgaan, voordat hulle na die tempel toe kon gaan. Selfs die hoofpriester, voordat hy 'n offer moes bring, moes hy hom eers gaan bad, in die bad van Siloam, en dan moes hy, sonder dat hy met enige iets wat hom kon onrein maak, moes hy terugstap na die tempel toe, sy priesterlike kleed, hoofpriesterlike kleed aantrek, 'n offer vir homself bring, en nadat hy 'n offer gebring het om hom te reinig, kon hy vir die volk 'n offer gaan bring. Maar elke priester, wanneer hulle offers moes bring, deur die loop van die dag, hulle moes eers in die oggend hulle self gaan reinig, vir hulle self 'n offer bring, en dan kon hulle vir die volk intree. Die reinigingswater, 'n belangrike rol gespeel in die Ou Testament. Vir ons sien dit vandag in die doop, ons sien dit as 'n teken, dis nie vir ons daai rol gehad wat dit vir die ou volk gehad het nie. Die water, Jesus sê, jy sal uit water en gees gebore. Die reinigingswater wat God oor hulle sou uitstort, beloof in Esegiel, en die gees. En dan is dit interessant, wie van julle weet wat staan in Esegiel 37? Net die volgende hoofstuk. Een van die interessantste gedeeltes in die Bybel. Die dooie bene. Dat julle daai visioen wat Esegiel gesien het, waarin 'n laagte is met die doodsbeendere, en dan sê die Here vir hom, hierdie bene kan weer lewe, en dan sê Esegiel vir die Here, maar hoe kan dit wees? En dan sê die Here vir hom, spreek die woord. En dan kom daar vlees en senings en vel en alles kom weer uit, maar is nog nie lewendig nie, en dan sê die Here vir hulle, nou moet jy spreek en die gees van God oor hulle uitblaas, sodat die gees van God hulle kan inkom. Gaan lees 'n bietjie Esegiel 37 ook. En het is interessant dat die 2 hoofstukke reg na mekaar staan in Esegiel. Die een van water en die gees, en daarna van die gees wat die nuwe lewe bring in die doodsbeendere.
Dis nie toevallig nie. Die Here glo nie in toeval nie. God is nie 'n God van toeval nie. Die Here het dit juis geskryf vir sy volk, sodat sy volk kan weet, dat julle moet gereinig word, en julle moet die Gees ontvang. En in dieselfde gedeelte in Johannes, sê Johannes, vir Nicodemus, hierdie gedeelte staan in die lig van wat? Van die kruis. Hy sê, Jesus, Moses het in die woestyn 'n slang op 'n paal gesit. As julle die geskiedenis onthou, sê julle weet, toe hy die slang op die paal gesit het, die mense het siek geword en het dood gegaan, maar toe hulle begin kyk het na die slang op die paal, het hulle gesond geword. En nou sê hy, so moet die seun van die mens ook verhoog word. Waarna verwys dit? Die kruisiging. Sodat hy die verlossing kan bring vir elkeen van julle. Die slang op die paal, verlossing gebring, redding gebring, genesing gebring in die woestyn, maar die seun van die mens bring ewige verlossing, ewige vryspraak, ewige heerlikheid vir elkeen van ons wat glo. Die Gees moet ons nuut maak. En hier is die term waarvan ons gebruik en waarvan ons praat, is die wedergeboorte. Om weer gebore te word. As 'n mens die beeld gebruik van 'n skoenlapper, dan sien 'n mens die eiertjie, jy sien die wurm wat uitkom, eers baie klein, en hy begin eet aan die blare, en dan word hy mooi groot vet, en dan gaan hang hy homself iewers in 'n boom. Ons ken sy wurms wat homself mooi in 'n kokonnetjie toespin, maar baie van die ander doen dit nie eers nie, hulle gehang net, en dan word hy, en hy transformeer, hy verander. En as jy weer sien, hang daar iets, kokonnetjie, wat daar hang aan die boom, en as jy aanhou kyk vir daai kokon, na 'n paar weke of paar dae, ek is nie seker wat die tydsduur is nie, dan sal daar iets moois uitkom. Vlinder. Ons moet verander. Geestelike lewe beteken ook dat daar in jou en my 'n nuwe lewe moet kom. Ons moet geestelik nuut word. Maar daardie geestelike nuutheid kom nie van myself af nie. Dis nie iets wat ek kan doen nie. Dis nie iets wat iemand met my kan doen nie. Dis alleen iets wat die Gees van God in jou kan bewerk. Dis wanneer ek myself oopstel vir die Here, en vir die Here sê, Here, hier is ek. Want wat sê Jesus hier vir Nicodemus? Hy sê vir hom, jy moet die Here jou God aanvaar. Vers 18, wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Maar wie nie glo nie, is reeds veroordeel. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. 'n derde gedagte wat ons hier moet raak sien, is dat hierdie gedeelte ook vir ons die hart waarmee God met ons praat en met ons werk vir ons kom gee. Wat sê hy vir ons? Vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, sodat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Wat het ons so 'n paar weke gelede met mekaar gedeel? Daar by die transfigurasie, so 2 Sondae terug, Matteus 17. Wat het God gesê toe Moses en Elia saam met Jesus op die berg verskyn? Hy het gesê, dit is my seun, my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Dis nie net sy seun nie, dis sy geliefde seun, en ek het daai Sondag so klem gelê op die feit dat God sy geliefde seun aan die kruis laat hang vir mense soos ek, wat op 'n stadium in my lewe niks met God wil weet nie. En soos ons elkeen, wat op 'n stadium ons rug op die Here gedraai het. Wanneer het die Here ons lief gehad? Paulus skryf dit so mooi, as hy sê,
in Efesiërs, toe julle nog vyande was, toe julle ver van God was. Nie toe ons God lief gehad het nie, toe die mensdom neerken het, wat sê Johannes in Johannes 1 vers 14, hy het vlees geword en onder ons kon woon, maar sy eie mense het hom nie herken nie. So Jesus kom wys sy hart hierin vir ons om te sê, ek het julle lief. En daarom gee ek my geliefde seun vir julle, sodat julle die ewige lewe kan hê. En as jy in hom glo, sal jy nie geoordeel word nie. Ons ken hoofstuk 3 vers 16 baie goed. Maar 3 vers 17 is vir my net so 'n mooi vers, amper nog mooier as 3 vers 16. Want in vers 17 staan daar, God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie. Maar hoekom het hy hom gestuur? Maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Is dit nie mooi nie? So baie keer dink 'n mens dat Jesus se koms is daar om oordeel te bring, om straf te bring, om teregwysing te bring. Maar Jesus het gekom om God se liefde te bring, en sy liefde vir ons te gee, en sy liefde vir ons te bewys. Die hart van God word duidelik in hierdie gedeelte om te sê, ek het julle lief. Al was julle sondaars, al was julle ver van my af, al het julle my nie geken, al wou julle my nie ken nie, al het julle my verwerp, maak nie saak nie, ek het julle lief. En maak nie saak waar jy in jou lewe is, en wat jy in jou lewe mee besig is, en wat jy doen, maar die Here sê vir jou, ek het jou lief. Ek gee om vir jou. Ek sorg vir jou. Jy's myne. Maar dan moet iets gebeur in ons lewe. As ons by daardie punt kom om te sê, Here, ek glo, moet ons toelaat dat die Here ons verander. Ons kan nie meer dieselfde wees nie. Want die Here sê, die Gees kom maak jou nuut. Jy moet uit water en die Gees gebore word. Jy moet nuut gebore word. Dis wat die Here van ons vra. En soos in Jesaja 37 sê die Here, dis die Gees wat die nuwe lewe bring. Nie die mens nie, nie ek en jy nie, maar die Gees van God bring die nuwe lewe. En wat is ek en jy dan nou veronderstel om te gaan doen? Ons moet dan begin leef as nuwe mense. Ons het 'n lang en 'n lewendige gesprek Woensdag gehad in ons Bybelstudie oor, kan ek dan nou maar net sê, ek het nou tot bekering gekom, ek het nou geloof gekry, en nou gaan ek leef ek maar soos ek wil, dan gaan ek nou maar voort, en ek leef my ou lewe, en ek doen wat ek wil. En dan sê die Bybel vir ons, nee, ons kan nie. Hierdie gedeelte sê ook vir ons, nee, jy kan nie. God het nie gekom omdat hy gefrustreerd was met ons nie, nie omdat hy teleurgesteld was met ons nie, maar omdat hy lief is vir ons. Maar God duins nie daarvan weg om vir mense te sê, ek sien jou raak, ek sien ook jou sonde raak, en hy sê vir die vrou wat by hom was, wat gekla is van oorspel, en hy sê vir haar, gaan dan heen, en sondig nie meer nie. So sê die Here ook vir jou en vir my, gaan dan heen, en sondig nie meer nie. Jy moet jou lewe verander, nie jy nie, eintlik die Gees van God moet jy toelaat, dat die Gees daar die nuwe lewe in jou kan bring, die wedergeboorte in jou kan bewerk, sodat jy 'n nuwe mens kan wees, en dan moet jy ophou om te leef soos die ou mens. En dit is nie altyd maklik nie. Nuwe geboorte gee nuwe identiteit. In die begin, in die Engels praat hulle van 'n Christian name, nee. Weet julle waar kom dit vandaan? Die ou heidene het hulle heidense name gehad, en as hy tot geloof gekom het, en hy's gedoop, en daarom glo baie mense vandag nog, as jy nou gedoop word, kry jy 'n nuwe naam, of kry jy jou naam, maar dis nie waar nie. Maar in die ou begin het dit so gewerk, so jy het 'n nuwe naam gekry. Sefas het Petrus geword, Saulus het Paulus geword. Het 'n nuwe naam gekry, 'n Christelike naam gekry. So jy kry 'n nuwe identiteit, 'n nuwe naam, jy's 'n nuwe mens.
Jy is nie meer 'n sondaar nie, maar jy is 'n kind van die lewende God. Die Here gee vir jou na hierdie geboorte, gee hy ook vir jou nuwe begeertes, om nie meer te wees soos die ou mens nie. Ons het Woensdag ook daar gepraat, daarom skryf Paulus in Romeine 7, hy sê, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie. Daai begeerte by hom, om die goeie te wil doen, dit moet daar by ons elkeen wees, want ons is niet gemaak. Maar hy herken ook, en hy sê, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, en voor ek my kon kry, het ek al lang alweer die sonde gedoen, wat ek nie wil doen nie. En ek dink ons almal kan daarmee vergelyk, of onsself daarmee insien, om te sê, maar dis ek. Paulus praat oor jou en my, want hy praat oor homself, maar hy praat ook oor jou en my. Maar daar het 'n verskil gekom. Die ou mens sou graag die sonde wou doen, die nuwe mens het 'n begeerte om nie die sonde te doen nie, maar die regte ding te doen. En al doen ek nog die verkeerde, wat het ek nou? Ek het die wete dat ek terug kan gaan na die Here toe en sê, Here, ek het gesondig, vergewe my. En dan die nuwe vergifnis van die Here aan te neem. Die nuwe geboorte gee 'n nuwe siening. Nicodemus kon nie die koninkryk sien nie. Nicodemus kon nie sien dat hy verander moes word en dat hy 'n nuwe mens moet word nie. Hy het gedink, mens kan maar net 'n nuwe laagie verf opsit. As jy 'n nuwe laagie verf opsit, dan is alles nou reg. Maar wat Jesus vir hom sê, nee, jy moet amper die hele gebou afbreek en 'n nuwe gebou oprig. Daar moet hernuwing kom, daar moet vir 'n nuwe lewe kom. Dit kan nie maar kom net in 'n ou baadjie wat met 'n nuwe baadjie vervang word nie. Dit kom van binne af uit. Die struktuur van jou lewe moet verander word. En dit kan alleen deur Jesus Christus gedoen word. Ons moet ook verstaan dat ons nou 'n nuwe missie het. Ons het 'n nuwe doel, ons het 'n nuwe lewensuitkyk. Soos daar lewensuitkyk wat agter op daardie deur staan, jou sendingveld is nou hier buite. Sodat ons kan uitgaan en 'n verandering kan maak, 'n verskil kan maak. Die enigste persoon wat die duisternis in ons lewe, wat die donker in ons lewe kan verander, is Jesus Christus. En daarmee sluit Johannes af, hier in vers 19, as hy sê, hy het die lig gebring in die lewe. Jesus is die lig. Hy is die lewe. Hoe het ons so 'n paar Sondag gelede vir mekaar gesê, hy is die opstanding en die lewe. Dis hy wat nuwe lewe bring deur sy gees in jou en my lewe. Maar kom ons maak onsself oop. Die uitnodiging in die gedeelte is weer vir ons elkeen om te sê, maak jou lewe oop, maak jou hart oop, maak jou gedagtes oop, sodat God jou kan verander en jou 'n nuwe mens kan maak. Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader, baie dankie dat ons vanmôre weer so u woord kon hoor en kon luister wat u vir ons sê. En Here, dit is so waar wat Jesus aan Nicodemus gesê het, is om daardie vernuwing te bring en dat ons moet nuut word. Vader, mag daar ook in ons hart en in ons lewe vernuwing kom. Kom maak ons nuut. Here, dis my gebed vanmôre vir elkeen wat hier sit, dat u ons elkeen sal aanraak, dat u ons vanmôre sal ontmoet op die plek waar ons in ons lewe op hierdie oomblik is. En dat u vir ons ook u deur die Gees u nuwe lewe sal gee. Ons loof en ons prys u daarvoor. Amen. Broers en susters, ja, ek hoor ons het alweer 'n tyd hou oor die bo as dit reën. Ons sit aan vanmôre by die nagmaalstafel en ek nooi julle almal uit om julle self te kom bedien. Die binneste sirkel van die kelkies is druiwesap. Die ligter ene is druiwesap en jy kan dit kry as jy verkies bo die wyn. Ons kom bedien Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun, sy geliefde seun, gegee het sodat elkeen wat in hom glo die ewige lewe kan hê. As ons vanmôre die brood breek, dan dink ons aan die liggaam van Christus wat vir jou en my gebreek is aan die kruis. Neem, eet en dink daaraan en glo dat sy liggaam ook gebreek is vir jou en die versoening van al jou sondes.
En nadat Jesus die brood gebreek het, het hy ook die beker geneem en sy Vader gedank en gesê, die beker van danksegging is die teken van my bloed wat vir jou gestort is aan die kruis. Neem dit, drink dit, dink daarin en glo, dat sy bloed ook vir jou gestort is as volkome verlossing vir al jou sondes. Kom ons ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.